Baie dankie Here vir die sang. Dis heerlik om die Here so te loof en te prys. Maak jou Bybel oop by 2 Konings 4. Dis in my Bybel, ek moet my bril afhaal, anders kan ek nie lees nie. 396, my wiring is agterste voor. Ek kan nie lees met 'n bril nie. Ek weet nie wat is dit 'n bladsy op jou iPad nie, en ook op jou selfoon nie. 2 Konings 4. Net so ietsie oor, net nog oor Daniël. Dat ons bid ook vir volgende jaar. Ons Gerard gesê het, ons jaar gaan aan, ek sukkel so 'n bietjie met 'n nier, bid daarvoor, en solank die Here my die gesondheid gee, dan gaan ek aan, want as ek ophou, dan hou die bediening op. En ek is nou besig met beplanning vir volgende jaar, en daar lê nog Betulie voor, en Zesfontein is daar naby my, en dan het ek vir al die gemeentes om my in die ring van Springs gesê, ek is beskikbaar met Desember maand. Ek het laas jaar van die begin Desember tot 14 Januarie in gemeentes uitgehelp. So bid ook daarvoor, ons veiligheid op die pad, motor, moes ek laat opdoen, R30.000, en ek vra nie geld vir 'n optrede nie, ek vertrou die Here totaal om alles vir my te gee. En bid ook daarvoor. Ons het die Bybel oop. Ek wil net met die Here praat. So praat saam met my. Vader, ons gaan die woord oopmaak. Ons gaan lees van 'n wonderlike storie van geloof, wat ons in hierdie dae dalk nie meer altyd het nie. Help ons daartoe. Amen. Nou, jy moet by die huis die volgende storie gaan lees van die Sunamitiese vrou, en dit is ook 'n baie pragtige storie wat daar is. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. So sy was die dominee se vrou van daai tyd. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. As jy dink dat hierdie goed wat julle ouens wat nou sê, hoor, gee jou skuld, dus bring jou skuld af. Skuldberading is 'n nuwe ding, is 'n ou ding. Hier was skuldberading al klaar gewees in die Bybel. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help, en hier is 'n ding wat jy moet vasknoop in jou oor vanoggend. Sê vir my, wat het jy in jou huis? En as hy dit sê, dan vra hy vir jou, wat het jy in jou huis wat jy vir die Here kan gee ter uitbreiding vir die koninkryk? Wat is jy bereid om te offer vir die Here? Wat is jy bereid om te gee, al maak dit seer? As jy hierdie vraag vir jou kon vra, wat het jy in jou huis? Sy antwoord, ek het niks in die huis, nie behalwe 'n erde kannetjie olie. En my pa het so 'n klein kannetjie olie gehad, en so 'n tydjie gehad met 'n spring om, hy het selfs 'n karre gegries, en die bolbeerings gegries, en olie gegee, en dan gaan my pa daar onder uit, maar hy het nooit dieselfde uit teruggekom, want die hele gesig was vir olie en sy hande vol gries. Dis hoe ek daai prentjie het. Hy het toe gesê, gaan leen nou by jou bure, leeg kruike, en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe, gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg, sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak, en soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het sy dit vol gemaak. En toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik.
maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. En sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van dit wat oorbly. Nou, ek en jy het in die begin van die jaar, het ons moes daarom nou sekere verwagtings gehad van 2025. Ek gaan hierdie jaar Mauritius toe. My dogter, hulle was nou met hulle 21ste anniversary, was hulle daar. Meer geld betaal as wat ek in 'n jaar se salaris kry, maar ek het gister van die manne gesê, hulle moet julle vrouens weer vat, onthou dit vir jou man wat jy was, hy moet jou weer vat daar waar julle honeymoon gaan hou het. Die gemeente het verwagtings gehad en ek glo die kerkraad het gaan sit in verlede jaar gesê, ons wil in 2025 dit doen. Ons verwag van hierdie gemeente dit. Ek hoop julle het gedoen. En baie keer is hierdie verwagtings uit my eie uit, en ek vra vir die Here om dit te doen en dan gebeur dit nie. En dan sit ek in sak en as. Ek het so rukkie terug met in 'n gemeente, hulle het nog 'n kinder moment ook en my kleinkinders is almal van standaard 9 tot 24 jaar oud. 5 van hulle. 'n Kindermoment. En ek het gewonder, hoe gaan ek oor hierdie preek met hulle praat? En ek het vir hulle gevra, wat beteken die woord geloof? En dit is nogal verstommend om te sien wat hulle vir jou sê. En daarom is dit so belangrik dat in hierdie tyd van 2025, wat tot dusver 'n omkeerjaar was in almal se lewe in die wêreld. Sekere mense bring goed oor die wêreld wat ekonomie laat styer. Daar gebeur goed wat vir ons bekommerd maak. Ons eie land. Oorlog, 9 van hulle. En ons kyk na die wêreld. En ons sê, Here, waar is jy? Hoekom is jy nie hierby? Ons bid dan. Die Here beloof dat hy ons by ons ontmoetings hy gaan ons ontmoet by ons verwagtinge. En die wêreld is vol van voorspellings en verwagtinge. Ons het die laaste week dit beleef. Die eindtyd is hier. Ek moet daaroor praat, maar julle weet waarvan ek praat. Maar ek moet onomwonde vanoggend vir jou sê, jou wegraping en die wederkoms gaan kom. Ek weet wanneer die dag as jy jou kop neerlê, dan is dit verby met jou. Dis met my lewe in God, my geloof in hom ongeag, behalwe alles wat Gerard gesê het, was in 'n motorongeluk en my dogter het haar tweede nekwervel gebreek en die hangman het aan 'n millimeter gehang, anders was hy dood of verlam. Ontstaan 'n spontane swelsel het daaroor gekom en die hangman, dis wanneer jou hang afbreek, het haar dit opgedruk. So 'n keer niks. My vrou het 4 skroewe in haar been gehad met 'n pen. Sy loop bietjie krippel. Boonbehalwe hartomleiding wat ek gehad het. Boonbehalwe dat ek 2 keer in die hospitaal was met longvirusinfeksie. Ons sien
hierdie goed raak, en dan wonder ek, Here, is daar nog wonderwerke wat gebeur in hierdie wêreld? Maar in ons lewe met al hierdie goed wat met ons gebeur het ons elke slag 'n wonderwerk gesit, want in die ongeluk het 2 ambulanses aan die ander kant van die pad gesit en hulle het gesien en binne in 'n minuut het hulle ons gehelp. As ons ambulans moes gewag het, dan was dit 10-15 minute van ambulanswag. Dus by die ekstrale kom, het dokter Anton, 'n ortopeed, verbygekom. Hy ken ons, hy het ons een seun se knie reggemaak, en hy kyk net my vrou so, hy sê, stuur haar dadelik op in teater, sy's binne 1 uur en 'n kwart geopereer, anders sou sy eers daardie middag gedoen het. Hoe die kans dat 'n ortopeed na die ekstrale loop om te gaan praat met hy kan ons bel. Dis die wonderwerk. Die kar wat ek ry, sê dit nie hard nie, hy kom uit Australië uit, ek hou nie van hulle nie, want my broer is predikant daar. Ek was 3 keer daar. Dis mense wat hier is soontoe verplaas is, terug verplaas, weer terug verplaas is, en dit was sy vrou se kar, en hy wil nie die Toyota hê nie. Hy wil R80.000 hê. Nou wag ons vir die versekering. En ek het die versekering gefight, en op uiteindelik het hulle $75.000 uitbetaal. Daai kar het 76.000 kilometer op die klok gehad, so ek het hom gekoop vir R5.000. Hy staan nou op 170. Hier kom 'n wonderwerk. Dat hierdie vrou is in 'n groot gemors. Die feit van die saak is, sy's daarin omdat sy uit haar eie uit alles probeer het. Dis wat ek en jy moes doen. Ek is mos goed genoeg, ek sal dit probeer, ek sal dit regmaak, ek gaan met niemand praat om my te help nie, net ek gaan dit doen, en op die heel laaste, wanneer alles gestort het, en dit wat ek probeer doen het nie gewerk nie, dan bel ek die dominee, ek sê, julle moet nou bid, ek is in die moeilikheid. Ek moes eers die dominee gebel het. Ek sê, bid nou vir my. Hier is 'n krisis in my lewe. Jy sien, vertrou ons die Here in alles. Misoeste, moedeloosheid, werkloosheid, huwelike wat op die rots is. Mense wat deur egskeiding is. Kan ek vir jou ietsie sê? Vanoggend, as daar iemand is van jou familie wat deur 'n egskeiding gegaan het, dan kom die Here vanoggend en hy sê, kom steek jou hand uit, gee net jou hand vir my. Ek wil my hemelse polyfille al daai krake kom regmaak. Ek wil my stof van genade oor jou sit en daai pyn wat jy het, maar kom vat net my hand en weet ek is vir jou daar. As jou maat nie meer by jou is nie, wat gesterf het en jy sit in sak en as en moedeloos het, dan kom die Here vanoggend en sê, glo aan my, vat my, hou my vas in jou krisis, ek wil jou help, dat jy hierdie pyn waarmee jy loop, vir jou kan verlig. Jy sal sien wat wonderwerke gebeur. So ons sukkel met wonderwerke. En elke dag gebeur daar 'n wonderwerk. Maar die wonderlikste dat ek kon gaan kyk het na iemand wat 'n babatjie verwag, daai klein spikkeltjie, wat daar binne in daai baarmoeder is, hoe hy ontwikkel in 'n video wat hulle vir jou elke week kan wys, tot daar 'n mens gebore word, of wat 'n dier en alles, wat wonderlik is. Dit was my weer die wonderlikste ding, want in my dae het ons nie eens geweet hoe werk dit nie. Die feit dat jy vanoggend opgestaan het en asem het is 'n wonderwerk. Die feit dat jy klere het om aan te trek is 'n wonderwerk. Die feit dat jy 'n motor ry is 'n wonderwerk. Die feit dat jy in 'n huis bly is 'n wonderwerk. Mense in hierdie wêreld word aangeraak. En dan kom Koningsvuur. En ons lees die aangrypende verhaal. Beleef God se wonderwerke. Gaan nie die storie weer vir jou lees nie.
Maar uit moedeloosheid gaan sy na Elisa toe. Die vraag is jy vanoggend bereid om aan hierdie God van ons te bly glo, ook in my moedeloosheid, in my krisistye? Of vra jy ook soos 'n ou vir my 2 weke terug gesê, waar is God? Bestaan hy nog? Ek is so reg terug gepreek oor God het bedank. Die dominee het my gebel, hy sê, is dit nie 'n gevaarlike stelling nie? Ek sê, kom preek, hy luister die preek en sy hoor. Glo ek onwrikbaar in my krisistye aan dit. Al is dit seer, al gee dit vir my 'n erge pyn en al is ek moedeloos, maar in hemelsnaam moet net nie hoop verloor nie. Want as jy hoop verloor het, dan is dit verby met jou. Ek beleef elke naweek, die manne moes gister 'n brief aan die Here skryf en ek lees daai briewe en ek sê, Here, hier's manne met groot probleme, hier's manne met krisisse, help hulle asseblief. Hoe lyk jou kryke? Nou wil God vanoggend kom en hy sê, ek wil vir jou lewende olie in jou kryke kom insit, sodat jy my as Vader sal vertrou ongeag. Jesus het aan die kruis gehang vir my en jou. Die grootste seer wat God moes deurgaan. Maar ook die grootste wonderwerk in die wêreld. Dat hy sy seun gestuur het, sodat ek en jy gered kan word. Sodat ek en jy ons sondes kan opsit. My een kollega het ook al af het, Pieter Badenhorst, het eendag gesê, Jesus het die braaksel van hierdie wêreld op sy skouer gedra. Ek lees die verhaal van 'n man wat gaan vis vang het. En hy baie snaakse manier wat hy hierdie vis gevaat het. Elke vis wat hy vang, het hy gemeet met 'n liniaal. Hy het elke klein visie gehou en die grootes teruggegooi. En die ander ou het hom gevra, hoekom doen jy dit? Nou net tot daar, ek hou niks van visvang nie, want ek dink, ek hoop nie hier's visvangers hier so. Julle, is dit nie tydmors nie? Ek sny eerder die gras, is baie makliker. Nou het my skoonpa as 'n groot visserman, so ek wil by my vrou gaan, amper sê ek vry, mag ouer, dit sê nie kerk. Ja, ek wil gaan vry met my vrou. Wel gaan kuier. Ons het net roudiaanse gehad, ons het nie alle goede gehad nie. En ek moet by hom wees, want ek moet nou darm 'n goeie indruk maak. Maar ek het een vis gevang. Een groot vis. Sy is 73 jaar oud en is my vrou. En nou sit ek. Omdat ek saam my skoonpa moes gaan vis vang het. So, ja. En ek wil dit vir jou sê, my vrou het nog nie een keer vir my gesê, Abraham, jy moet nou stop nie. Dis my gebedsvriend. Met alles wat sy deurgemaak het, sy kan nie motor bestuur nie. Dra sy my. Ek sê altyd vir haar, ek het nie baie tyd vir gebed nie, dis haar werk. Nou, sê hierdie ou, die antwoord vir die ander man, ek het net 'n 30 cm pan. Dis hoekom ek nie 'n groot vis kan braai nie. Maar jy sien, God kom gee vir ons 'n 12 duim geloofseëninge pan, maar ek en jy gebruik 'n 8 duim geloofspan. Ons sit baie keer sonder verwagting as ons bid. Dan begin ons verwyte gee. Almal die ander kry skuld. Hoeveel ruimte maak ons vir God dat hy vir my en jou kan verras?
Hoeveel ruimte maak ek vir Vader om in ons lewens 'n verandering te kan bring? Ons meet vir God en sorteer hom uit. Ek weet, dink dis amper Louis Malherbe het gesê, ons dink die Here het 'n brein soos 'n perkiepit, of 'n erkiepit. Nee. Hy het so groot geloofspan, soos 'n Pick n Pay store, waar jy net kan hardloop en alles wat jy kan kry binne in jou trolley insit, soveel as moontlik. Veel ruimte maak ek vir hom. Maar ons probeer hom ons uitsorteer met datums en met wetenskap en al die goed. Terwyl van tyd gaan ek probeer om nog so rukkie aan te gaan, is amper nog 5 minute, dan is dit 10 uur. Die Here vra vanoggend vir jou, kom sit jou kanne uit. As jy nie jou erde kan uitsit vir die Here nie, gaan hy bars. En probeer om 'n erdekruik weer te las, dit gaan nie werk nie. Wat is jou verwagting van die Here? Wat is julle gemeente se verwagting van die Here? Sit ons maar elke jaar dieselfde kruike uit, elke jaar die kruike het laas jaar gewerk of nie gewerk nie, of vertrou ons die Here? My broer wat in Australië is, hulle moet 'n nuwe leraar kry en dit gaan ongeveer so $500,000 kos. En in die begrotingsvergadering sê hulle van ons kan dit nie bekostig nie. Hy sê ons kan, ons begroot vir 'n verlies van $500,000, ongeveer so R6 miljoen. Binne 10 maande het hulle meer as dit ingekry. Ek wil vir jou vanoggend kom mee afsluit. En ek het gister met die manne oor die potlood gepraat. Hierdie potlood kan alleen skryf en teken as 'n mens hom in sy hand hou. Hy is nie outomaties nie. So alles wat in my lewe gebeur, kan hierdie potlood niks doen as hy in my hand is nie. Nou wil ek vanoggend jou vra, wat ek vir die manne ook gevra het, my vrouens en manne wat nie hier was nie, wat is jou kruik van nalatenskap as jy die dag doodgaan? Wat gaan mense van jou sê? Gaan hulle sê, Here, die persoon het so baie vir my beteken, hy het vir die gemeente so baie beteken, hy het vir u so baie beteken, Here, dit was te vroeg om hom te kom of haar te kom haal. Wil ek jou kruik dan van geloof, jou kruik van geloofslewe, kruike van gebed. Ek weet, God antwoord altyd. Sê ja, wag 'n bietjie, nee. En daai nee breek baie mense. As jy by 'n kankerpasiënt sit en jy weet, soos by my skoondogter, ons gepleit het en gepleit het, Here, kom haal haar net asseblief. Ons kan nie meer nie. Gebed is nie min of meer, Here, bewaar ons vandag, gee dat ons veilig sal wees, ons vanaand veilig by die huis sal kom, ons nie geskaak of geroof word nie, en môreoggend, Here, wees met ons as ons weer werk toe gaan. Amen. Dis nie gebed nie, dis 'n WhatsApp. Gebed is 'n verhouding. God smag na jou om met hom te kom praat. Ek wil amper sê, God sit alleen en hy wag vir jou. Hy wag vir jou, sy kind, om met hom te kom praat. Gebed is 'n verhouding.
Stefan Joubert het gesê, jy moet jou hart, 'n God se hart, oorplant in jou hart. Ons het geleer, gee jou hartjie vir Jesus, dit is baie mooi. Maar jy moet God se hart in jou hart kry. Waarvoor is jy bang? Vir hierdie Goliate van hierdie wêreld. Wat gaan van die land gebeur? Toe ek so 18 jaar oud was, nou dis 60 jaar terug, het my ma gesê, wat gaan van my kinders word? En ek het my kinders gesê, wat gaan van julle word? Ek weet nie wat hulle vir die klein kinders gesê het nie, genadig die 2 seuns wat amper klaar, een is klaar uit te werk en die ander een is 'n weesman LLB, hy gaan prokureer, toe die ander 2, 3 is nog op die universiteit. Wat 'n Goliat staan vanoggend voor jou? Finansies, siekte. Maak het. Ek is ook bekommerd. Maar ek kan niks daaraan doen nie. Ek moet net vorentoe kyk. Wat gebeur het, dit gebeur agter my en ons gaan haal daai goed en ons grawe dit uit en ons word al sieker en sieker van bekommernis. Die bekommernis wat jy het, dat jou lewe moet reg wees, jy moet gered wees. Maak nie saak wat gaan gebeur in die toekoms in nie. Julle, ek was die hele Namibië deur, die hele Botswana deur, en hoe sê ek was in Australië. En dan nog 'n kruik van vrees, wat daarmee saamgaan. Vrees wil Satan in ons lewens kom insit. Want hy wil nie hê dat daar vrede moet wees nie. Want dan raak hy ook God se kinders aan. Vrees maak mense op. Dan is dit depressie. Gaan kyk 'n bietjie die laaste 8-9 maande, hoeveel hofsaake is waar 'n pa sy vrou en sy kinders doodgemaak het. Waar 'n pa sy 8-jarige dogtertjie verkragt het. Ons mense, nie ander nie, ons, wit mense. Moet dit in die hofsaak gaan. Nou hier wil ek, maar waar het ek klaar gepraat? Hoe lyk daai verhouding? In hemelsnaam pleit ek by jou. Moenie dat daai kruike kraak nie. Die laaste een. Hoe lyk jou kruike van onvergewensgesindheid? As jy nie kan vergewe nie, hoor my vanoggend. Dan moet jy die Onse Vader in jou Bybel uitskeer, Romeine 5, Romeine 12, daar's klomp verse wat sê, jy moet mense vergewe. Nou weet jy wat, dink jy, ja Abraham, jy weet nie wat daai ou my gedoen en jy's reg. Ek weet nie. Maar die Bybel sê, en Jesus sê, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. En as jy met onvergewensgesindheid het, sê ek vir jou, jy gaan geestelike kanker sterf. Dan trek jy 'n streep deur die kruisiging. Want Jezus het gehang aan die kruis vir vergifnis. Jy moet mense vergewe. Jy moet mense kan vryspreek. In hierdie jare is dit die enigste, die top, waar manne oor sukkel. Vir 30 jaar. Dan sit op die kerkraad, maar hy kan nie iemand vergewe nie. Hoe op aarde kan die Here jou gebruik as jy nie kan vergewe nie? Ek is al 'n man daaroor. Onvergewensgesindheid. Dis die grootste Goliat in die kerk. Ek lees die kerk so goed en ek sien hoe skryf dominees op my Facebook.
van praat oor mekaar, en sê ek, Here, hoe kan dit waar wees? En nou wil ek vir jou kom sê, hier is 'n lewenspotlood. En ek kom gee vanoggend hierdie lewenspotlood jou van jou, wanneer ons nagmaal gaan gebruik. Gerard sal dit hanteer. Vat vanoggend God se lewenspotlood in jou hande. Dis die redding vir jou lewe. Want hy wil hê, jy moet met hierdie lewenspotlood skryf wat in jou hart aangaan. En hy wil hê, jy moet mooi sketse teken. Maar die gevaar is, deur my lewenspotlood nie vas te hou nie, of stoot ek mense af en weg van die Here af. So gryp God se lewenspotlood vas vanoggend, en laat toe dat God jou wys en help om hierdie lewenspotlood te kan skryf. Dan kan hy jou vat en jou sit om die galery van sy skepping, en helde galery. En dan kan hy sê, daar hang Abraham en sy son se lewe. Dis my skepping. Ek is trots op hulle. Hoe lyk jou lewensryk? Ek gaan vir jou vra, vir 'n oomblik tree in wat in jou lewe aangaan. En dan gaan ons oor na die nagmaal bediening. Papa Vader, hier waar ek staan, bewe ek. Al het ek ook baie kan kry ek koud. Want ek moet myself meet aan hierdie woord. My kryke, Here. My lewenspotlood. En Here, ek kom vra. Vat ook vir my, dat ek op die helde galery kan kom. Want U is my God. Amen.